Ons het 4 warm gaste vandag, 'n bietjie later gesels ons met Karen Zoid, Bobby van Jaarsveld kom maak 'n draai, oud Springbok, Werner Swanepoel is hier, man. En natuurlik het ons ook van die lekkerste, warmste, koelste, oulikste aanbieders. Goeiemôre, good morning. Dankie Pieter. Jaco stryk sy eie ster. Ting 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 ting. Cheers op dit. Daar sê. Baie dankie. Dit lyk vir my hier kom nou weer 'n gewigtige saakie. Dis hoekom julle so slukkie. Ja, nee, kyk. Ja, ons fokus vir 'n oomblik op 'n tragiese situasie. 'n Tragedie in Ormonde, suid van Johannesburg. Nou die dodetal na Maandag se gebou-ineenstorting, want dis wanneer dit toe nou gebeur het, staan op 9. En reddingsspanne het Dinsdagoggend nog 2 liggame uit die puin verwyder, waarna 'n 9de slagoffer bevestig is. 3 persone is tans in die hospitaal terwyl reddingswerk voortduur. En soos ek nou genoem het, die voorval het Maandag plaasgevind, toe 'n 2-verdieping gebou se betonblad skielik meegegee het. Tonne nat beton en staal het binne sekondes op werkers neergestort. 12 werkers was op die toneel toe die struktuur ineengestort het. En volgens voorlopige inligting blyk dit dat daar moontlik geen goedgekeurde bouplanne vir die gebou was nie en dat munisipale verordeninge moontlik oortree is. Nou die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, het gesê die gebou sal gesloop word en dat die stad steeds probeer om die eienaars op te spoor. 'n volledige ondersoek na die oorsaak van hierdie ineenstorting is aan die gang. En intussen het president Cyril Ramaphosa ook sy medelee met die families betuig en 'n formele ondersoek versoek om vas te stel wat presies gebeur het en om te help voorkom dat so 'n tragedie weer plaasvind. Die ondersoek duur voort. Dit plaas die fokus opnuut op iets soos bouplanne. Mens dink aan daai ramp in George ook 'n ruk gelede in 2024 as ek reg is. En ek dink net dit is uiters tragies om te dink dat hierdie soort van dinge gebeur. Yeah. I don't know if you remember also in KZN in Tongaat, they were building a mall a number of years ago and that also collapsed. I just think that there is not enough attention given to the structural integrity of something while it is being built. Dit moet van die begin af, moet dit veiligheid en die veiligheid van die mense wat dit bou, must be the first priority. Is dit nie ook maar 'n tendens, ons praat almal van die ouer geboue, as jy in die middestad van Johannesburg en so, daai ou geboue is regtig, jy kan sien, hulle is mooi aan mekaar gesitte goeters, maar ek dink die hele wêreld so kort paai en dinge moet vinnig gebeur, en daai tipe van ding, en ongelukkig is dit dan nou lewens wat in die slag bly. Jy weet die konstruksie is vir my een ding, maar mense moet altyd onthou, daar's mense wat vir jou werk, daar's mense wat op so bouperseel is, sorg dat jy asseblief nie die kort paaie vat daarvoor nie. En daarom neem ek tog maar in 'n manier of in 'n mate eienaars kwaliek, wat dan sê, man, ons het nie 'n bouplan nie, kom ons kyk of ons dit kan deurtrek. Daar's maar sekere goed wat 'n ouma net by die nodige moet hou. Ja, en mens sien dit al en meer wanneer 'n mens kyk na hoe komplekse ook, hoe vinnig komplekse opgerig word. Ek dink dis presies wat jy sê, dit gebeur hopeloos te vinnig. En op die einde van die dag is daar soveel mense se lewens dan ook op die spel. And with the complexes and the estates that are kind of springing up everywhere, what I don't think is being considered is the infrastructure that needs to come. If you're building a complex and 1,000 people are moving in, that's 1,000 more people who need electricity, they need water, they need access to services and all of that kind of thing. And I think that is not really being considered. It's about, let's turn over as many buildings as we can, as fast as we can, because people do need housing. So it is important to get on that and do it quickly. But I don't know if it's maybe like cutting corners as a result of trying to save money or what it is. But my ma sê altyd, goedkoop koop is duur koop. En mens sien dit nou, just in the loss of life. And those 9 people are never going to go home to their families again. En ek dink ek wil nie negatief wees nie, maar dit laat vrae staan rakende, hoe lank gaan hierdie ondersoek nou duur? Want dis die ander gesukkel, is die feit dat ondersoeke so sloer, jy weet, om op die einde van die dag of einde ten laaste dan nou vas te stel wat presies die oorsaak was. I also find it so strange that often when these buildings have collapsed, I think also with the mall and the building in George, it took a long time to find the owners. If you go and look up on the city of Joburg, who owns the property? If you put my ID number in, surely my house is going to pop up there.
or anything else that I own. But now trying to find owners of big buildings that are being constructed. And also, did they think no one was going to notice that they were building a building? Did they think, oh, we could just get away with it, it's fine. It's like the building was there anyway, let's just make it better or do improvements or add another floor, whatever it was they were doing. I'm obviously not sure because I'm not an expert or involved in the situation intimately. But what were they thinking they were going to get away with if the building permits were not in place? Ja, nou, ek dink Johannesburg, daar is maar 'n hele paar dinge wat in Johannesburg uitgesorteer moet Kom word. ons maak 'n plan dat ons 'n bietjie soos 'n kontrakteur of 'n ontwikkelaar inkry om ons net te vertel hoe dit werk. Of iemand wat dalk vir die stadsraad werk, that is responsible for approving these plans. Wel, hoe dit ook al sy, min van ons praat deesdae suiwer Afrikaans en met universiteite wat hoofsaaklik Engels as onderrigtaal gebruik, is dit dan nie beter om jou kind in Engels te laat skool gaan nie? Beslis nie. Wees trots op jou moedertaal en sit jou kind eerder in 'n Afrikaanse skool of klas. Die kind sal vinnig regkom met taalverskille en baie vinnig meertalig word. Buitendien leer 'n mens makliker in jou moedertaal. As jy steeds onseker is en vra het, besoek die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die MOS Inisiatief en afrikaans.com se webtuistes en lees waarom moedertaalonderrig die grootste geskenk is wat jy vir jou kind kan gee. Jy kan ingeskakel bly, daar is nog baie wat voor lê. Ons gaan onder meer hier na Veearts toe en ons gesels later met Karen Zoid. Ons is nou weer terug.